Dit voel vreemd. Hallo, kan almal my hoor? Hier is nou nogal eens 'n geskarrel buite, want die vorige groep het 'n bietjie laat hier uitgegaan. Nou moet almal eers hulle vere reg skud. So hier sal seker mense nog so in druip. Maar kom ons begin. Theo het gesê ek moet self voorstel. So, ek is Suzette Meiburg en ek werk al baie lank in die vryskutbedryf as 'n uitgewer. En een van my groot projekte is as 'n mentor saam met die Jacques Gerwel Stichting. En Ellen was my mentee vir hierdie boek, Die Vierhuil, in die jaar 2023. 22. Ja, in 2022. Ek hoop Theo gaan vir ons die deur daartoe maak. Goed, maar laat ek nou vir Ellen voorstel. Hy kan self van sy kom vandaan vertel. Hy het 'n doktorsgraad in die sielkunde. Hy is nie 'n psigiater soos een resensent gesê het nie. Daar was verwarring by daai persoon oor 'n O en 'n E. En hy het sy eie praktyk gehad. Hy is nou afgetree. Hy het al 2 Engelse boeke, nie fiksie, geskryf in sy vakrigting en blykbaar ook gedigte op sy eie gepubliseer, maar hierdie is nou sy eerste Afrikaanse roman en dit is dan nou sy debuut, so ons gesels vandag oor Die Vierhuil. Ellen, die kwessie van grond is 'n grondkwessie in die boek. En dit draai om die plaas Towerwater. En die titel gee al vir 'n mens 'n aanduiding van wat jy kan verwag van hierdie plaas. Beskryf vir ons daai milieu van die plaas. Is nog môre, né? Ja. Goeiemôre almal, dies. Baie dankie vir die belangstelling. Baie dankie ook vir die bekendstelling, Suzette. En ook ja, ek dink dit was vir my iets wat vir my bygebly het rondom die boek en baie dankie vir jou insette en leiding en ook vir die Jacques Gerwel Stichting. Kyk, die kwessie van grond is 'n ou ding. Maar wanneer ek dit sê, die ontneming daarvan bring verarming teweeg. Nou, die plaas Towerwater is hier in omstreeks 1896 het my oupa grootjie die grond gekoop. Hy was waarmaker en later transportreier. En omdat hy nie geglo het in banke nie, het hy die geld gehou, dan het hy sommer grond gekoop by dieselfde omgewing. So het hy 'n hele aantal plase oor die tyd gekoop. Maar na die Anglo-Boeroorlog, of hulle noem dit nou die Groot Oorlog, was daar baie van die wit mense wat ontheem is en as dit ware gedwaal het. En my oupa grootjie dan nou ook vir hulle grond gegee as hulle het op die plaas gebly, 'n gedeelte gekry. So die ene Tommy Honeyball was byvoorbeeld een van die bekendstes wat julle nou sal ken. Maar toe kom na die 1913 het begin met hierdie onteieningsstorie. En toe is daar alreeds van die Grootboom se grond afgeneem. Enerzijds was belasting, omdat my grootoupa nie geglo het aan banke nie. Ek weet nie wat banke was destyds nie. Maar hoe dit ook al sê, hierdie proses dit was 'n onteiening, was 'n proses. En toe die finale onteiening plaasvind, het jy net 'n brief gekry. Nou, wat was die impak daarvan? Jy was selfversorgend.
Nou moet jy heen kom in 'n stad soek. Jy moet nou in 'n councilhuis bly. Jy moet nou huur betaal. En nou moet jy werk soek. So met die gevolg dat jy wat dan daarna gebeur het en wat terslegs ook gaan gebeur in Nuwe Suid-Afrika sou oneindig plaasvind, dan word families verstrooi. Die familiebande word verbreek. Dink byvoorbeeld wat gebeur het in District 6. En ongelukkig destyds was dit 'n kwessie, jy het gedink dit gebeur net met jou of met julle familie. Maar elders in Suid-Afrika het dieselfde gebeur met baie mense. En daarom was jou geveg destyds teen onteiening, was dit eintlik 'n alleen geveg. Jy was alleen, jy het alleen gestaan, daar was nie mense om jou te ondersteun nie, en jou geveg met die regering is alleen, en jy het totaal geen mag nie. So die plaas lê nog daar. Baie keer as ek Port Elizabeth toe ry, en ek ry deur die Langkloof, dan gaan staan ek by die ou skooltjie waar ek sub A en sub B gedoen het. Die ou skooltjie staan nog daar, die prinsipaal se huis is nog daar, hier en daar is daar nog 'n kliphuis, en jy kan die grond is nog daar, baie gedeelte van die grond is onbewerk, die ander gedeelte is natuurlik bewerk, want was eers 'n proefplaas gewees, en baie van die boere wat daar geboer het, is ook nou al intussen weg. Dit is na die aansoek vir die grond was in 1996 of 98, waar jy jou, hoe sê mense, claim, Grondeis. waar jy jou grondeis ingesit het, en maar sedertdien hang alles nog in die lug. Ja, een van vele verhale, die details verskil, maar die kern bly dieselfde in Suid-Afrika, spesifiek apartheid Suid-Afrika. Jy het vir my, toe ons gewerk het aan die boek, van 'n baie interessante konneksie vertel met Phila se kind en die storie wat Alleen Matthee waar het gebaseer, wat sy dan as 'n inspirasie gebruik het om Phila se kind te skryf. Vertel daarvan. Dis nou wel nog 'n interessante konneksie. Een van my oupa grootjies sal mense sê, se vennote was Komuti. En my grootoupa het hom natuurlik uitgekoop. Maar die Phila se kind, se werklike kind, dit was eintlik 'n meisiekind. Dit was nie 'n seun nie. En sy is uit ek sukkel altyd baie kere omdat ek nou so verengels het, jy weet, sukkel jy met die regte woorde. As by mekaar kom tussen bruin of Griekwa en wit, en hierdie meisiekind was meer uitgebaster na die wit kant toe. En sy is deur die regering verwyder. Sy is iewers in die Nysta wêreld, maar dit is 'n meisie, en dis nie 'n seun nie, maar sy het nooit weer teruggekom nie. Phila, die storie van Phila, kom ek sê, dis baie na aan die werklikheid. Die storie wat Phila skryf. So dit is daardie konneksie, waar jy oor die berge gegaan het, Nysta toe oor die Tsitsikamma gegaan het, en een van my ooms het agtergebly in die Tsitsikamma, het nooit weer teruggekom nie, maar die soektog het oor die berg verlore geraak, ons daar nooit weer gesien nie, ons weet nie eens meer hoe sy lyk nie, destyds was daar natuurlik nie kameras nie, so ons het nie eens 'n foto van haar nie. So, op hierdie wyse, dink ek, so is baie families het mekaar geskeer, dat as jy, het mos 'n verbastering, as jy te wit was, as jy hierdie kant toe gesit, te swart was, as jy bruin is, bly jy in die middel in,
Dis nou ongelukkig nou ek sal nie sê is 'n hartseer verhaal nie. Dit is dit is wat breinwees eintlik is. Jy is hier tussen twee wêrelde, maar jy het ook jou eie wêreld wat jy moet skep. Ja. En jy leef in daardie wêreld. En jy neem net kennis van hierdie wêrelde is, want jy probeer net eers 'n bestaan maak. En ek dink dit is die wêreld van die van die vierryl waar die boek begin het. En dit is ook waar Daleen Matthee se boek begin het. Ook in die lang kloof. Ja. Ek het deur die jare met uitgewerry het ek al soveel keer gevind dat name wat 'n skrywer kies vir karakters werk net vir my met, as ek die naam lees, dan is die naam net natuurlik reg. En met party skrywers dan voel die naam asof dit nie reg sit nie. Met Jacob Coutan, of jy sê Jacob, nee, ek onthou dit nou. Jy het altyd Jacob gesê en ek sê Jacob. Jacob Coutan, die naam het net vir my van die begin af reg gevoel. Hoe het jy spesifiek by hierdie naam en van uitgekom? Ja, dis nou ek weet nie waar begin mense met daai storie nie. Eerstens ons oupa grootjies het geglo aan Bybelse name. As dit die Bybelse naam is, dan is dit die koningin van Engeland en Harold en Harry en daai mense se name. Maar ook, maar nou kry jy Coutan, die Coutan van is nie baie bekend nie. Hy is veral in die Oos-Kaap, rondom Johnsonville en dies meer. En ek het nog 'n Coutan ouetjie geken en ek het gehou van die van. Dit het my bygebly. Ek was op skool saam met 'n Coutan. Baie stout ouetjie, maar om die twee by mekaar te bring, moet ek vir jou sê, soos dit het net reg gevoel. Want ek kon met hierdie karakter identifiseer, maar ek moes ook die karakter so ver as moontlik van die familie verwyder. Ja. Een van die sterkste voordele, of dink ek temas wat jou boek toevoeg tot die Afrikaanse letterkunde en wat na my wete nie alreeds gedoen is nie, is die PAC politieke party geskiedenis, of die deel van dit wat in die boek voorkom. Vandag is dit ANC, of laat ons so sê hier na die einde van die struggle toe en in die nuwe Suid-Afrika en selfs nou in die ou nuwe Suid-Afrika. Maar die PAC, dit was daar die Oos-Kaap, dis die Oos-Kaap mense se ding gewees. ANC, ek veronderstel, jy moet vir my sê, later is 'n latere vraag, maar geef vir ons 'n bietjie die agtergrond van die PAC, wat 'n relatief onbekende stuk geskiedenis geraak het in Suid-Afrika. Kyk, die ANC sy figuur was Mandela, en hy was in die tronk. Die PAC se gesig was Robert Sobukwe. En dit is die mense wat ons leer ken het in die lokasie in die Oos-Kaap. Hulle was aktief, die ANC was totaal nie aktief nie. Hulle mag dalk in ander dele van Suid-Afrika aktief gewees het. En dan was daar die PAC 'n hele aantal selle gehad. En hulle het natuurlik die armed struggle, die stryd het hulle voor die PAC begin, voor die ANC begin. Ek onthou as baie jong seun, my ma was bevriend met
Neville Alexander se suster, hulle saam skool gegaan. Neville was teen daai tyd al reeds ook op Robben Eiland. Maar die baie van die swart onderwysers was PAC. En dan was daar 'n aantal selle en die militêre sfeer kant van die PAC was die Porco. Nou hulle het destyds vroeë 60 of laat 60 wou hulle al die wille Suid-Afrika in donkerte dompel. Deur plofstof en al die kragstasies. Maar die plan is uitgelek en baie is natuurlik in die tronk en baie is op Robben Eiland gegooi in dies meer. My ma self het by tye van hierdie vergaderings bygewoon. My pa nie, want hy moes die pot en die kook hou nie vir sy gesin nie, maar vir sy broerskinders om te sorg dat hulle leer. En sy uitgangspunt was, julle het ouers, so hulle het nie ouers nie, so ek gaan vir hulle sorg, julle moet vir julle self sorg. Dit was 'n moeilike tyd, maar wat Porco ook gedoen het, wat dit toe later in toe hulle meer Wes-Kaapse kant toe kom, in die Wes-Kaap, veral in Kaapstad, toe sit in die vorm van die New Unity Movement en die Teachers League. Daar was, ek weet, ek trap nou op sal mense sê, wat se grond, amper heilige grond, dat daar was bande met veral met die PAC en nie met die ANC nie. So, ek kan amper sê die ANC was 'n de facto organisasie. Hulle het nie in die volksmond en tussen die mense was daar die stem nie daar nie. Maar ook wat 'n mens toe ook geleer het, dat die Porco groep was, meeste van hulle was ook was geleerde mense. Meeste van hulle het ook natuurlik saam met Mandela by die Methodiste skole en die kerkskole skool gegaan. So dit is waar my bande, of waar my ouers, veral my ma se bande met hulle was, want sy was ook nou natuurlik 'n properse Griekwa. En vir haar was dit, baie keer het ek die gevoel gehad, sy weet nie waar sy werklik waar is nie, want haar beste vriendin was ook 'n blanke dame of 'n wit dame, ek hoor nie van die woord blank nie, is wit, bruin, swart, so. Het in die lokasie in New Brighton gebly. Sy het 'n swart man gehad. En natuurlik is hulle, want dit bring het my vorentoe na die tydperk in Port Elizabeth, waar bruin en swart by mekaar gewoon het. Ek weet nie hoe betrokke wit kollegas, wit mense by die stryd was destyds nie, maar dit was meestal 'n swart en 'n breinstryd, en as ek praat van breinstryd, was dit weer eens nie die gepepel nie die gewone mense nie, dit was die intelligensia van die tyd. Sjoe, hierdie is nou alles vir my geweldig interessant. Dit kom nie direk in die boek voor nie, maar dit vorm die groot agtergrond. En dit is ook hoekom Graaff-Reinet vernoem is na Robert Sobukwe town, omdat Sobukwe is gebore, hy is van Graaff-Reinet. Ja. Goed, ons gaan verder met Jakob se storie wil ek eintlik hê moet julle in elk geval self die boek voorlees, maar net so in breë trekke, hy raak dan as jong man betrokke by die struggle, want hy het voel in hom hierdie bittere verlies en
ontsettende terughanker na die plaas wat hulle verloor het, wat vir hom soos 'n paradys was as kind. Die almal wat op 'n plaas groot geword het, dink ek sal so kan identifiseer daarmee. Maar nou het ons sy suster, Elise, die twee moet nou alleen in PE gaan skool gaan. Jakob was 16 en Elise was 18, nee. Andersom. Ja. Was Jakob nee man, Elise is ouer. Nee, sy Laat ek nie beklei met 'n skrywer oor sy karakters nie. So die twee is op hulle eie nou op die trein gesit van Graaf-Reinet af. Hulle gaan moet nou in die baai, moet hulle nou hulle potjie gaan krap. En Elise se storie draai nou ander kant toe as Jakob se. Jakob raak by die struggle betrokke. Elise vind 'n ou jeugliefde en hy's wit. So hierdie teenstelling tussen die broer en die suster. Die een wat as het ware terug bly hanker en dan self ook sê, hy weet nie wat dit met hom is nie, maar hy kan nie laat los van die verlies wat hulle as familie en hy as mens gelei het nie. En Elise beweeg aan, wat 'n mens moet onthou om jou liefde dan nou uit te leef in daardie jare. Dit was ontigwet en dit was werklik teen die wet. So sy het 'n groot sprong na die ander kant toe gemaak. Brei 'n bietjie daarop uit. Kyk, ek dink as julle nou Brein families ken, hulle baster na albei kante toe uit. Brein, lig en so aan. So Elise was per slot van sake bietjie ligter as wat Jakob is. En dan het haar ook nog getel destyds en so aan. Maar en destyds, ek wil net noem, destyds kon jy, as jy dames dat het 8 gedoen het, kon jy onderwyscollege toe gaan. So toe sy nou haar staan 8 doen, het sy sekretarieel gedoen, wat natuurlik 3 tot 6 maande geneem het en begin werk. Maar omdat die verskil is hier, Jakob was 'n jaar of 2 ouers wat sy was. Hy het die plaas en die plaaswêreld anders as sy beleef. Kyk, jy kon net tot by 'n wit mens agterstoep kom. Vergeet van die voordeur. Jy kom nie daar nie. Selfs as jy gaan melk het jy daar by die kombuisdeur geëindig. Maar Elise kon binne in die huis gaan, want sy was nou ligter van kleur, was meer aanvaarbaar. So sy het nie 'n transisie nodig gehad nie. Dit was haar de facto leefwêreld, as ek dit so mag stel. Sy was tuis in hulle huis, in Johanna se huis met hulle opgroei. Vir die seunskinders was dit 'n ander wêreld. As seun, jy het buite gespeel, en as jy veral natuurlik, of jy nou blas of donker van kleur was, jy het nie in die huis gekom het. Dit is maar nou dit was 'n ongeskrewe reël. Maar hoe dit ook al sy en Jakob sy eerste ontmoeting met die missies was nie 'n goeie ontmoeting nie. Dit het hom bygebly. En dit het hom, toe hy natuurlik in Port Elizabeth kom as 'n jong kind, toe hy sien hoe word die Swahilis behandel en trokke gestop. Julle wat nou nie weet wie die Swahilis is nie, dit is die mense wat jy nou deesdae noem Zimbabweërs. Hulle was die Swahilis gewees. Pikswart, hare glad met vaseline op die kop en so aan. Meestal hotelle gewerk, al het meestal met breinmeisies getrou. Maar nou het, omdat Elise op sigself
ek gaan nie vir haar sê, sy het haarself as wit beskou nie, want sy het met almal gespeel. Ja. So sy was vry. Onder die familie wat meer donker was, wat lig was en so aan, sy was vry. Ook in die wit mense se huis was Elias vry. Maar Jakob het nie dieselfde vryheid gehad nie. Met die verlies vir 'n meisie was die plaaswerk, die plaaslewe daar was iets anders. Jy het nie noodwendig geaspireer om die plaas te erf nie. En hele wat nou hier is, wat nou weet hoe die mense se boedels en die goeie testamente geskryf was, meisies erf nie. Dit is nou 'n geskrewe reël, want die grond mag nie in 'n vreemdeling se hande val nie. Soos net die seunskinders wat geërf het. En ek dink gedeeltelik lyk dit nog steeds so. Maar, Ja, dit doen. jy weet, geen wonder daar was so 'n feministiese beweging. Ons het ook reg tot iets en so aan. Dit daar gelaat. Nou, met die gevolg toe Jakob in die stad kom, was daar ook 'n hoe sal mense dit noem nou 'n skeiding tussen met wie assosieer jy. En gebeurde dat Jakob meer met die swart en bruin mense geassosieer het. Elias weer met die bruin en die wit mense. So hulle loop saam. En ek dink dit is die traject van Suid-Afrika dat julle is in dieselfde land, maar julle leef in verskillende wêrelde. En dit is hoe hierdie broer en suster in twee verskillende wêrelde geleef het, al was hulle ook in dieselfde huis. Sure. Iets wat jy as 'n tegniek baie goed aangewend het is, elke hoofstuk het 'n motto, 'n aanhaling bo-aan. En in daardie motto is eintlik die hele hoofstuk saamgevat. Jy is self baie lief vir poësie. Nou is daar vir my die ding van die kunste, in hierdie geval nou poësie, en die struggle, of kom ons sê geweld. Hoe werk daar die verbintenis tussen kuns en geweld? Dit is nou, ek moet nou diep delf vir 'n respons op daardie vraag. Maar kom ek sê so, in die vroeë 70, laat 60, vroeë 70s, ook toe op universiteit kom, was poësie, was 'n vorm van, nie vorm, dit was protes. Protesliteratuur. En dit was die maklikste vorm waarmee jy jou kon uitdruk teen dit wat jy as teen die bestel jy gebruik. Daarom sal jy sien in die boek gebruik ek baie vir James Matthews, Willie Adams, Eugene Bekes, al daardie persone, en dan een van my gunstelinge NP van Wyk Lou. Maar wat die protespoësie dan doen is, somme, ek dink in die destydse rapport en koerante was dit te noem as 'n skelpoësie op 'n stadium. Ek weet nie of jy daai term onthou nie. Maar dit was ons uitdrukkingsvorm, dit was ons belevenis van kuns, en daarmee het jy dan ook gekry die dramas wat opgevoer word, want dink Pieter Braaf en sy groep, hulle was natuurlik met voorlopers, hulle was onder Adam Small gewees destyds, en die Cape Flats Players destyds. So dit was ons die kuns gebruik as uitdrukkingsmeganisme as protes teen dit wat ons ervaar het onder apartheid. So die kuns was die essensie van ons bestaan. Dit het ons geanker gehou dat jy nie heeltemal
kom ek sê, verlore raak nie. 'n mens kon dit nie so maklik optel wanneer dit kom by musiek nie. Musiek het nie dieselfde protes, uitdrukking van protes nie. Op 'n ander manier, ja, maar dit is op so 'n mooi manier dat jy nie eens kan agterkom die persoon is kwaad nie. Ja. Die kwessie van familie is 'n belangrike tema wat reg van die begin van die boek af deurloop tot by sy einde. En dan is daar, ek dink altyd 'n mens kan soveel doen met die woord liefde as jy hom in teenstellings aanwend. Die eerste een wat mense gewoonlik doen is liefde en haat. Maar in hierdie boek is daar liefde en verraad in die familiekring. En dan, hier is jy 'n aanhaling. The saddest thing about betrayal is that it never comes from enemies. Brei van my uit op daai ene. Groot waarheid in werklikheid. Ek dink as ek by die plaas moet begin, jy wat natuurlik Hooggeregshofsaake lees, die waar jy heel eerstens waar een van die broers geheel het met die wit mense daar, gif gegooi in hulle skomfaan en 4 broers en 'n neef is dood op daai nuwejaarsdagoggend. Hy is natuurlik gehang. Dit was die eerste vorm van verraad wat die familie beleef het. Nou kom verder, nou kom jy raak Elise verlief op 'n wit man. En dit het Jakob gevoel, maar dit is verraad. Jy verraai my. Jy verraai alles dit waarvoor ons staan. Hoe kan jy, terwyl ons deur soveel dinge gaan, hoe kan jy nog met 'n wit man lol? Dan is daar die verraad dat hy voel, behalwe die verraad van die liefde, was daar ook 'n kwessie van hy was nou betrokke by die struggle en sy vriende het vir hom laat deurskemer sy kon dalk inligting via haar kerel vir die veiligheidspolisie deurgee. Dit is haat op 'n ander vlak. Maar nou voel sy aan die ander kant dit wat sy aan waarde geheg het hy kom ons sê vermoor. En sy beskou dit ook as verraad. Met die gevolg aan die einde voel Jakob, hy staan eintlik alleen, want sy vriende, sy struggle vriende het hom gelos. Hy is alleen in die tronk. Hy het nie hulle ondersteuning nie en hy moes vir homself hy moes op sy eie bene staan. Aan die einde van die dag word sy reis Kaap toe word dan 'n alleen reis. Want hy het geglo dat ek wil nou nie Jimmy Manje aanhaal nie, maar hy sê dat die Kaap was baie breinmense, so hy het geglo hierdie is die Kaap is die Mekka van die breinmense. En hy het geglo hier sal hy nie verraai word nie, want hier is hy tussen sy mense. Daarom was as ek net daarop kan uitbrei, Elise vir ons wat Suzette wat daar op die plaas groot geword het, daar in die Langkloof, jy sal nie verstaan watter magiese aantrekkingskrag die Kaap het nie. Kaap gehad het nie. As 'n motor gery het en jy sê die motor het Kaap toe gery, dan kyk jy met nuwe oë na hy motor. Dit moet 'n goeie motor wees, jy weet. As hy tot in die Kaap kan kom. Jy weet, die tipe van ding. Selfs by meisies ook kom. Jy het gesê,
Die meisies is in die Kaap. Die Kaap het die mooiste meisies hoor. Nou kan jy ook verstaan, as ek nou 'n bietjie in die boek praat, dat Jacob het besluit, hy gaan nie 'n meisie daar rond het nie. Hy wil in die Kaap kom, want hy wil vir Pearl Johnson ontmoet. Jy verstaan nie, so. Ja, daardie Kaap, ek wil dit nie 'n romantisering hier noem nie, dit 'n plek en 'n plek van behoort, want 'n baie belangrike tema in hierdie boek, dis eintlik die deurlopende tema is byvoorbeeld dat grond is nie net grond nie, dis 'n plek van behoort. So grond is iets letterlik, maar behoort is iets van die siel en van die gees. Die mense, innerlike mens wat daardie net so nodig het, ten minste, soos wat hy die grond het, wat vir hom brood op sy tafel sit. Die identiteitspolitiek is wêreldwyd in die laaste dekade, en selfs 'n bietjie meer, voorop. So ook die groot Khoisan-beweging, strek hierdie bewussyn van die Kaap, hierdie my mense se plek, en dis ook my plek. Strek dit vir jou en dan vir Jakob die karakter, deur tot by die Khoisan wortels? Soos ek sit en dink nou, terwyl jy nou strek het daar tot hier, is twee dinge aan die gebeur. Die Khoisan wortels was die diepste en die vlakste in die Oos-Kaap, in Port Elizabeth. As jy dink van Philip, is dit wat sy naam, met in Bettelsdorp en dies meer? Ja, Dr. Philip. Dr. Philip, ja. So, dit is daar die gedeelte. Maar, nou het Jacob het, is nie 'n koerant nie, is 'n seker maar tydskrif, dink hy is meer as 15 tot 20 bladsye nie. En dit was die Alpha. Dis die ding wat die skole gekry het, ek weet nie of julle die Alpha ken nie. Right, in die Alpha het hulle nou gesien, luister hierso, breinmense doen ballet, wat so ding is 'n ballet? Dan hoor hulle van breinmense wat optree in auditoriums, dis goed wat hulle nie ken nie. Nou word dit 'n reis na kultuur, want dis 'n kultuur wat hy nie ken nie. Hy wil weet wat gaan in die Kaap aan. Met ander woorde, dit word ook dan vir hom nou 'n kultuurreis. Ja. Want dit is in die Kaap waar breinmense 'n hoër lewensstandaard het as wat hulle hier op die platteland het. Want hier ken hulle niks nie, daar gebeur alles. Hier moet hulle by 'n venster koop, maar in die Kaap hoor hy, gaan die breinmense by die voordeur van die winkels in. So, en dit is hoekom die Kaap dan 'n magiese aantrekkingskrag vir hom gehad het, en vir elke breinseun, breinkind daar van die Oos-Kaap af, ons moet in die Kaap kom. En dis hoekom 90% van ons kom studeer, het ons nooit weer hierso gegaan nie, maar in elk geval. Nou, so wat gebeur dan nou met hierdie kultuurreis van Jakob? Dit is nou ook om homself te vind, want hier voel hy ontheemd, hy het alles verloor, en in die Kaap wil hy nou 'n nuwe lewe kom skep. Hy wil kom ontdek, hoekom praat mense so baie van die Kaap? Hy het gehoor, as hy die Alpha lees, dan lees hy van Clive Schilder, hy lees van die Paulse broers, hy lees daar van die Butlers,
Hy lees daar van die Eon groep, veral die Eon groep. Dit was die hele, ek dink die hele kultuur van die breinmens was vasgevang in die Eon groep. Ja. Silvertown as ek korrek is. Met die, so jy verstaan dan hier vanaf 'n plaas bestaan, ek het nou alles verloor, ek het op die plaas, maar hier is 'n nuwe plek. So dit is die is ook 'n kultuurreis wat hy dan as het ware ondervind. En in Port Elizabeth of in die Baai was daar die sanggroepe, maar ook langarmdanse. En dan het hy gehoor van Bobby Hendricks en die Crystal wat se broers wat hier in die Kaap opgetree het, dink hy hier moet ons kom dans. Dan hoor hy van die Lakshirama Theater. Nou, wat se ding is 'n teater? Vir hom was dit in die saal, was in die boer se stal, was daar 'n byskop en hy het net cowboyprente gekyk en Tarzan. So nou is daar iets anders. Jy verstaan daai heel verskywing waarna hy nou begin smag het. Want daar, soos hy vir homself gesê het, breinmens het ook 'n kultuur. Ek moet sê, dit is iets van die boek wat ek geweldig geniet het en ook waarom ek dit so 'n belangrike boek vind, want dit boekstaaf 'n wêreld wat verby is, daar die plaaswêreld byvoorbeeld, en ook die kulturele wêreld. Ek het dit so geniet om kykies te kry, ook nog in Port Elizabeth, voor Jakob Kaap toe gegaan het. OK, ek wil so na afsluit begin kyk, want ek wil vir die gehoor ook kans gee vir vrae. Nou, jou boek is nou die uitkoms van die Gerwel Stichting se mentorskapprogram, en die boek is vir jou 'n hartsprojek wat oor 'n lang tyd aangekom het, soos wat hartsprojekte het 'n neiging om nie vinnig te beweeg nie. Het jy dit ervaar, dat jy die hele reis met jou boek, tot waar hy nou hier staan, wat so 'n trotse oomblik is, watter effek het dit op jou gehad as mens? In kort gestel, die vervulling van 'n droom. Tweedens, die vertel van as die nuwe Suid-Afrika kyk na onteiening, moet hulle weet wat onteiening doen aan mense. Dit was toen nie reg nie, dit is nog steeds nie reg nie. Dis die tweede aspek. Die derde aspek was betrokkenheid by die vryheidsstryd. Dat die vryheidsstryd nie 'n swart stryd was nie, dit was 'n Suid-Afrikaanse stryd. Dit was meer as dit. Ook dat dat jy as mens kan nooit in afsondering leef nie. En dat ek wil nie sê dat mense by mekaar hoort nie, want jy kan nie as olie en water meng, mos nie altyd nie, maar ons probeer hulle saamvoeg, maar dit is wat dit is. Die ander ding is dit wanneer jy daardie vertelling, ek dink jy het net so pragtig aangehaal, politics is personal and personal is political. Ja, personal is political. Met die gevolg dat jy kon nooit sê jy is nie betrokke nie. Jou geboorte maak jou betrokke, of jy dit nou wil ken of nie. En dan is die wat vir my met die skryf van die boek, het dit vir my byvoorbeeld ook vir die eerste keer vir H.A.M. Scholes ontmoet met Fatmar. Ek was die eerste persoon wat hom onderhoud gevoer het destyds. Het dit my laat besef hoe baie
breinmense verloor het in terme van grond. En toe besef ek ook, al daardie stories is nog nie vertel nie. So my storie was 'n reis, en dit was die goeie van COVID. COVID het my binne gehou, en ek kon die golf speel nie, en ek het gefokus om die boek klaar te skryf. Ek het destyds ook met Jake Scherwel gesels. Een van die goed wat hy gesê het, man, as jy storie klaar geskryf het, gooi hom in die laai, as hy na 10 jaar nog steeds relevant is, werk dan weer aan hom. En dit is wat ek gedoen het. Weer daaraan gewerk en verfyn. En ek dink dit is hier waar jou insette gekom het in terme van showing en telling. Ek kan nog geen kopskyf maak, maar ek sal hom op 'n stadium maak. Maar ook dit word ook 'n diep persoonlike reis. Nou, aan die einde van die dag is dit nie net 'n storie nie. Baie keer word gevra, is dit waar of is dit fiksie? En dit moet jy self besluit. Maar ek kan wel sê 75% is omtrent die waarheid, net 25% is fiksie. Sure. Goed, kom ons hoor uit die gehoor uit. Enige vrae? Daar so is 'n vraag. Ellen, baie dankie vir 'n baie interessante boek. Jy moet vir my sê, die vuur huil, hoe pas hy hierby in? Ek kan nou nie lekker die konneksie sien nie, maar dit is my eerste vraag. Jy het verskriklik baie raakpunte vir my aangesluit vanoggend. Die hele onteiening, die hele proses van ontneem, die proses van Kaap toe kom en hy nie weer huis toe gaan nie. Want die Kaap is kwaai. Die punt van, in die Kaap is daar kwaai meisies, jong. As mooi meisies daar. So daai aansluit, daai goed wat jy daar vir my genoem het, was vir my raakpunte. En dis nie fiksie nie. Dis werklikheid. Absoluut. So baie dankie vir die boek. Ek is genoop, ek is gedwing om die boek te koop, jong. Vir wat jy nou vir my vertel het. So baie dankie daarvoor. Ek wil ten laaste sê, die kuns en die protes of die geweld, het jy vir my een naam uitgelos. Adam Small. Want as ek net dink aan Adam Small se gedig, what about the law? Whose law? Man's law? Devil's law? What about the law? Vra Adam Small spesifiek daai vraag oor wat in ons land aangegaan het in die 70s en daar rondom. So baie dankie vir jou boek. Ek wag vir die vuurhuil. Ek is nou bly u vra daai vraag. Dit is op my lys, maar ek het hom hier so iewers deur die loop links laat lê. Die vuurhuil, dit is 'n goeie vraag. Ja, ja. Kyk, die heel eerstens wat met Jacob gebeur het, is toe hy as het ware in 'n vuurdoop gedompel is. Hulle sou net die Suid-Afrikaanse vla brand. En toe maak hy kennis met petrolbomme. En wat toe nou gebeur het, was toe hierdie motor nou aan die brand slaan, toe hoor hy skree 'n kind hier in die vlamme in. En dit is hoekom hy toe nou in die warboel gryp hy die kind uit die brandende motor uit. En in daardie warboel waarin hom bevind het, het dit vir hom geklink, maar dis die vuur wat huil. 'n gedeelte wat ook gebeur het, want hy was ook op 'n stadium, moes hy by 'n veldbrand was hy betrokke,
en dit het vuur is van net soos water, angswekkende nagedagtenis. So wanneer hy die vuur huil, dan is dit die kind wat hy hoor wat in die vuur is en waar hy eintlik op die randjie is van 'n senuwee in ineenstorting. En dan bring hy hierdie twee bymekaar en vir hom dis kom hy sê die vuur huil. So dit is waaroor dit vir hom hier gegaan het. Maar op 'n ander vlak is dit hoe die land aan die einde van die dag vir hom begin lyk. Sy wêreld is klein, hy ken nie die res van die wêreld nie. So wanneer die vuur vir hom huil, is dit asof hy hier sy hele wêreld brand. En dit is hoekom hy hom hier as dit ware hy kon nie daarvandaan wegkom nie. Dit word sy pad vorentoe. Jy is korrek, daar's geen melding van Adam Small nie. En jy moet nou verstaan, Jacob is nie geleerd nie. Hy het nog nie gehoor van Adam Small. Dalk het hy gehoor van Adam Small, maar hy het vergeet, want die gedig wat hom Kaap toe dwing is van iemand anders. Maar dit is nogal iets wat ek gemis het in die boek self. Baie dankie. Nog 'n vraag? Daar's 'n hand. Hi almal. Ek is nogal van Bettelsdorp van die Baai, maar ek wil nooit Kaap toe gekom het, ek wil Johannesburg toe gekom Maar het. nou is jy hier. Maar nou elke jaar as dit Suidoostertyd is, dan hardloop ek weg van Johannesburg en almal weet by die werk, Helen gaan Suidooster toe, want dit voel maar net hier's wat ek moet wees, jy weet. My vraag is, jy het gekies om hierdie storie soort van as fiksie deur fiksie te vertel eerder as 'n suiwer memoir. Was dit makliker, watter waarhede van 'n vryheidsvegter kan net deur fiksie vertel word en nie as suiwer memoir nie. En dan wou ek ook geweet het, as 'n breinman wat hierdie boek in Afrikaans skryf, by Afrikaanse soort van fees, wat beteken dit om hierdie struggle storie in hierdie taal te skryf? En wat wil jy met jong breinmense byvoorbeeld van plekke soos Bettelsdorp, en ek sê nie, ek is weer jonkie, wat is dit wat jy wil hê jong mense moet wegneem van hierdie storie? Jy neem nou die woorde uit my mond uit, ek het geen woorde nie. Hoe antwoord ek jou boek? In die vroeë 70s het ons Afrikaans gepraat. Ons in alles Afrikaans was Afrikaans. Is net die swart mense wat Engels gebesig het en wat nou geleerd was. Maar ons wou ons geveg in Afrikaans doen. Want dit is ons moedertaal, dit sal ons taal bly. So die stryd was in Afrikaans gevoer. Dis kom al die literatuur van destyds was Afrikaans. En toe kom natuurlik Kaaps by in dies meer. Dis enerzijds, maar ek wil graag hê vir elke breinmens, breinskolier, dat hy 'n kennis kry, 'n blikkie kry van sy kom vandaan. Dat dinge nie is soos wat dit was nie. Dat hy 'n blikkie kry van hoe was die wêreld voor sy eerste kus, soos Eva Braun sou sê. Hoe was daar die wêreld? En ek gee nou en die kykie in daardie wêreld gee vir hom sê dan ook vir hom, luister, die breinmense was ook in die stryd. En 'n mens moet dan jy wil nie vir 'n persoon dit help om geanker te word. Geanker in die verlede om te kyk, luister, het my
hoekom is ons waar ons nou is? Hoe het ons hier gekom? Het ons 'n rol gespeel? Want die blik wat die wêreld vir jou daar buite gee, asof dit net 'n swart stryd was, wat heeltemal verwyder van die waarheid is. Maar ook belangrik is dat die breinkind moet verstaan, as ons praat van langarmdanse, dan moet hy weet wat dit is. Dan moet hy weet die kultuur wat daaromheen gegaan het. Ek dans nie met 'n hoed op nie. Ek rook nie as ek op 'n dansvloer is nie. Jy weet, daai tipe, dit is klein nuances van ons wêreld. Dit is destyds in Alabama was dit as jy dans aan die mense in die orkes, leiers sing jy die hoed op, dan hou die orkes op. Die mense sal jou sê, haal af jou hoed. So, dit is 'n kykie van 'n kultuur van dissipline, waar jy nou losgemaak word van alle dissipline. En ek dink dit is vir elke breinkind belangrik om 'n kykie in daardie verlede te kry. Die vraag rondom 'n memoir. Memoir raak te persoonlik. Ek sit en dink nou aan een of ander rugbyspeler wat op 30 jaar ouderdom 'n autobiografie het. Ek weet nie, ek het 'n probleem daarmee, maar is nou nie my probleem nie. Maar wat ek daarmee sê, wanneer jy dan 'n memoir skryf, gaan dit oor jou lewe. En wie wil oor jou lewe lees? Wie is jy aan die einde van die dag? So dit kon nie as 'n memoir aangebied word nie. En dan moes ons kyk na die, soos dit hier sal sê, na die historisiteit. Met ander woorde, nou word dit 'n historiese fiksie. Dit is geanker in die werklikheid, maar dit is verweef met die, kom ons sê, die onwerklikheid met die fiksie. Om daai twee mekaar te laat loop, was nogal 'n toertjie. Mense, daar's nog een laaste vraag. Ek weet nou nie of u bevoeg is om hierop kommentaar te lewer nie, maar wat is die siening van Graaf Reinet na Sobukwe toe? Dit lyk vir my die ANC het twee missies. Een is om die staatskas te plunder en die tweede een is om name te verander. Kyk, ons kan nie die geskiedenis herskryf nie. Graaf Reinet is Graaf Reinet en die Ruperts het iets gedoen. So ek weet is die familie van Sobukwe nie, maar wat is die siening? Want vir my sal dit puzzelig gewees as ek sê, kyk, Graaf Reinet Sobukwe en nie net Sobukwe nie, want jy veroorsaak net meer, kan nie die woord sê nou nie. Ja. Baie goeie vraag, 'n baie interessante vraag. Sobukwe self het niks vir Graaf Reinet gedoen nie. En die grootste gedeelte van sy leeftyd het hy in Kimberley deurgebring. Hoe ken ek hom? Ek het hom op sy skoot gesit as kind. Ek het hom natuurlik geken destyds, maar nou nie op daai vlak nie. Nou kom jy rondom die naamverandering. Jy noem iets interessant. Kom ons gaan 10 jaar vooruit. Dis nou nie 2036. Lees jy in die geskiedenisboeke, en lees jy van die Cradock 4. Maar Cradock is nie meer, Cradock is Dongoba. Nou vra die persoon, maar waar is Cradock? En met ander woorde, nou raak die geskiedenis verlore. Op dieselfde wyse kry jy nou Graaf Reinet. As ons nou praat van die Slagtersdek rebelle, ek weet wat 'n naam gaan hy nou kry nie. As jy praat van wat gebeur het as jy Calvinia ook gebeur het, as jy praat van die Ruperts, dan vra jy nou maar, waar is die plek Graaf Reinet? En ek dink dit is hier waar die pot misgesit word. Waar die mense dink, of die ANC mense dink dat as ek die naam verander, sal ons meer stemme kry. Ek dink ek wil sê die pot word misgesit.
ek het eintlik 'n slegter woord daarvoor. Maar so word as dit en ek dink dis 'n tipe van ontheemding. Jy word losgemaak. Jy mense wat met Graafrenet assosieer nie. Maar ongelukkig gaan die naam Graafrenet Igafo gaan bly, Graafrenet bly in die volksmond. Hulle sal dit daar op die briefhoofde en goed te skrywe, maar vir die mense van Graafrenet gaan hulle altyd sê Graafrenet, want tot nou baie min mense gebruik tussen Kaibega is die baai of is PE. So ek weet nou nie hoe hulle gaan maak met die Kaap nie. Ek dink hulle probeer nog die naam verander na Winnie Mandela toe, maar ek weet nou nie of dit ooit sal gebeur nie, maar hoe dit ook al sê, ek dink en dit is wat baie keer gebeur is net 'n klein groepie mense, 'n klein handvol wat die naam verander en nou word ding deurgedruk en sommige kry nie as jy mooi Afrikaanse woord vir die gullibility of the politicians, hulle dink hulle gaan iets bereik, hulle gaan hulle naam in die geskiedenis vir ewig, ons het hierdie naam verander. Makanda, as jy dink aan Makanda, is net 'n chief wat in Grahamstown was, wat op Robben Island beland het, en nou moet ons die naam verander. Kaibega, daar's geen historiese verbintenis met die naam nie, dit is niemand se naam nie, dit was 'n klein spruitjie naby Ngoga, wat die Kaibega genoem was. Is 'n sytak van die van watter rivier tog nou, Visrivier. Is net 'n sytak gewees. Baie dankie vir die gehoor, baie dankie dat almal kom luister het. Koop asseblief Ellen se boek. Dit is 'n wonderlike boek. Ek het 'n baie sagte plek vir hierdie boek en dit doen iets besonders. Ja, en Ellen is hier om te teken, so julle kan hier by Exclusives koop en dan deur hom laat teken. Baie dankie. Baie dankie vir die gehoor en baie dankie Suzette.